Hallo, dag 2. 'n Wakiem vir God, Psalm 42. Heimwee van God. Vir die musiekleier, 'n onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare. Hulle lei het na die huis van God, met die stem van die jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my. Daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van 'n waterval. Al U bare en U golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees. 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil sê tot God, my rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyand se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaat my teenstanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Dan die dagstuk. Die klemvers is Psalm 42 vers 2 tot 3. Soos 'n wildsbok smag die waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God, want wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Om nou al met 'n spanningshoofpyn te loop, omdat daar sprake van personeelbesnoeiing by die broodwinner se werk is soos om na 'n sandduin wat vroeër fonteine was te staar. Terwyl ek die hoofpynpille afsluk, het ek oor menswees nagedink, oor al die skokke, teleurstellings, traumas en vernederings wat ook deel van Christen wees is. En aan die maniere waarop ons van die pyn ontslae probeer raak, sommige van ons onttrek, sommige ooreageer en bly tussen mense invlug, ander vertel leuns, drink slaappille, ooreet of soek troos by bejaarde moeders. Ons raak depressief, kry angsaanvalle, word stiller, totdat ons eensklaps in trane uitbars en skreeu dat alles vir ons te veel is. Augustine sê dat elke mens met 'n God-shaped vacuum in sy haar binneste leef. Daardie mystieke ruimte kan deur niks en niemand anders as God self gevul word nie. Slegs wanneer Hy dit vul, hou ons op met ons patetiese geskarrel en die wilde gejaagtog, waaroor ons so seepglad rasionaliseer. Slegs wanneer God daardie enorme vakuum in ons klein menseliggaam beset, word dit onnodig om tussen mense in te vlug.
te onttrek, leuns te vertel, te ooreet en verdowing vir die pyn te neem. In die middel van sy persoonlike chaos onttrek Job na wie hy soek. Ek sal hom sien, hom en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe. Job 19 vers 27. Dit is hierdie reusagtige vakuum in ons klein menseliggaam wat ons harte wild van die honger maak. Solank ons hierdie vakuum in die volheid van God moet wees, probeer ignoreer, sal ons in 'n vretende geestelike spanning leef. 'n Nuwe oefenroetine of 'n nuwe werk sal die spanning nie wegneem nie. Ons sal die heilige vrede waarna ons so smag, slegs ervaar wanneer die ruimte wat aan God behoort aan hom teruggegee word. Julle vra wat ons nuwejaarsvoornemens behoort te wees, om God se dorstige wildsbokkies te wees, want hierdie vakuum moet gevul word. Kom vriendinne, ons gebed is Psalm 42. Onsekerheid. God wil vir ons 'n lewende werklikheid wees. Hy bedoel dit so opreg dat hy sy seun gestuur het om homself aan ons kenbaar te maak. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Sien jou weer.